Lise, jy moet vir jouself marge skep. En met marge, jy kan dit 'n grens noem of 'n marge noem. Ek hou van die idee van 'n marge want dit is 'n kantlyn op 'n papier. Reg. En jy bepaal hoe wyd daardie kantlyn uiteindelik is. Jy bepaal hoeveel van jou tyd en jou energie gaan jy aan ietsie skenk en dan moet jy ononderhandelbaar vir jouself ruimte skep waarin jy uitbrop. Wegtreë van die wêreld af, wegtreë van die geraas af, onbeskikbaar is, jouself dissiplineer om nie na jou foon te kyk en jouself dissiplineer om nie dringendheid aan alles te koppel nie. Want dis ook die ander kant, is ons koppel ook dringendheid aan dinge wat nie noodwendig so dringend is nie. Goed. Daar is sekere goed wat belangrik is, maar dit gaan môre nog daar wees. Jy hoef nie vandag noodwendig daaraan presies aandag te gee nie. En ongelukkig, Lise, gaan jy vir jouself moet besluit wat dit is en hoe dit lyk. En ek weet as ek met mense oor hierdie goed begin praat, dan is een van die algemeenste goed is, as ek nie vandag daaraan aandag gee nie, gaan dit net môre ophoop en dan het ek môre meer om na te kyk. Maar ons het tog almal naweke en ons het tog almal sekere ure wat ons doeteenvoudig moet rus. En met marge is dit om daardie ruimtes net so te beskerm. En net te sê ek is nie beskikbaar van 'n Vrydagmiddag 4:00 tot 'n Maandagoggend 8:00. Daardie tyd sluit ek af vir myself. Ek is beskikbaar vir my familie en vir wie ook al daar rondom my is, maar ek gaan nie toelaat dat werk daarop inklim nie. Ek gaan nie toelaat dat elke liewe oomblik van my lewe bedreig is nie. 'n baie goeie dissipline om te handhaaf en dit gaan glad nie ietsie aan jou werkslas minder of meer maak nie. Maar is om die uur vandat jy wakker word, die eerste uur en die laaste uur van jou dag te beskerm.